kom vanmôre en ek groet eerder elk van julle vrouens in die mooi naam van Jesus Christus, omdat dit ons vroue maand en dag is, mag die Here julle seën en salf. Ek het net so klein gedagtetjie wat ek met elkeen van julle wil deel. Leef in God volheid. My teksvers is Psalm 40 vers 9 tot 11. Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie. Here, u weet dit. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van trou en heil spreek ek. U geregtigheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. My kernteks is dan vers 10 en ek wil dit weer lees. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie. Here, u weet dit. Ons kan diep asemhaal, of jy dit wil weet of nie. Jy's deel van God se plan. Liewe vriendin, nou is die tyd om van blye boodskap van God uit te loof en positief te wees. In al bly ons in 'n negatiewe wêreld. Die negativiteit vandag is as ons kyk na COVID-19, maar die positiwiteit daarvandaan is as ons weet Jesus is in beheer van ons sake. Nie toe te laat dat slegte emosies u geluk steel nie. As ons so kyk, as ons die nuus hoor en alles, dan is dit so maklik om negatief te raak en dit raak so gou dat dit van jou emosies besit kan neem. Maar ons moet dit nie toelaat nie. Alles met 'n glimlag en vrolike gees aan te pak, dan sal jy sien hoe kosbaar en hoe mooi die lewe kan wees. As ons al hierdie negativiteit vat en ons kan dit omswaai in positiwiteit en te weet dat Jesus Christus is nog steeds in beheer van elke saak, kan ons positief met 'n glimlag die wêreld tegemoet gaan. Nie te glo in die leuns van die duiwel nie. Ons as vrouens is geneig om so gou negatief te kan raak oor iets wat ons hoor, en dis wat jou duiwel wil hê, ons moet negatief raak, maar ons moet positief bly in Jesus Christus. Het jou tyd dalk te besig met 'n besige program geraak en nie terwille van die Here nie? Vrou van God, as ek dink ek, myself en u, moet ons nie partykeer net paar dingetjies agterweë skuif en bietjie nader aan die Here kom, bietjie meer uit die woord van die Here uitlees en die aangesig van hom soek nie? Dan kan ons te leef en te lag en lof aan die Here bring. Nie met verlore te wees nie, maar jou oë in die Here te vestig. Jou dag te geniet, gevul met Jesus liefde. Onthou, die Here is ons vesting en ons krag. Dan wil ek nog 'n teksvers vir u lees in Romeine 15 vers 13. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Hemelse Vader, in hierdie môre uur kan ek kom en vir u vra dat u ons dig en diep onder die kosbare bloed van u sal intrek. Here, vanmôre sit die vroue wat huweliksprobleme het, probleme met hulle kinders, finansies, wat 'n saak ook al, maar dat hierdie negativiteit omgeswaai sal word in 'n groot getuienis, dat hulle sal kom getuig hoe groot God is. Vanmôre wil ek vra dat u by elkeen sal stilstaan, hulle sal toevou met die liefde, die vrede en die kalmte van u. Ons dien 'n groot God en ons is so dankbaar vanmôre om te weet ons kan u naam aanroep. Seën en salf ons so verder in hierdie dag wat voortgaan, is my gebed in u naam. Amen.
of a Savior's love divine, love that brought him from the realms of glory, just to save a sinful soul like mine. Isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful, wonderful? Oh, isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful it is to me. Boundless as the universe around me, reaching to the farthest soul away, saving, keeping love it has found me. That is why my heart can truly say, Oh, isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful, wonderful? Isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful it is to me? Love beyond our human comprehending, love of God in Christ, how can it be? This will be my theme and never ending, great redeeming love of Calvary. Isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful, wonderful? Isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful it is to me? Isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful, wonderful? Isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful it is to me? Oh, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love to me. Oh, marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love to me. Isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful it is to me. Goeiemôre geliefdes, ek glo dat ons in die vryheid van die Here en in 'n hoopvolle versekering is dat daar vir ons 'n lig van heerlikheid skyn. Ek wil baie dankie sê vir my vrou wat absoluut, toe ek haar vra om vir ons net 'n kort gedagtetjie te bring vir ons Vrouedag, het sy sonder twyfel ingewillig, en alhoewel ek gewaar het dat haar senuwees het maar geknaag, wil ek vir haar sê baie dankie vir 'n kort gedagte en ook vir haar ondersteuning in die werk van die Here en in die saak van die Here. Ek wil ook vanmôre baie dankie sê aan al ons musikante wat derentyd ons so getrou ondersteun en saam met ons staan in die arbeidsveld van die Here. Ek glo dat natuurlik hierdie net van tydelike aard is, dat ons aanlyn dienste gaan het, omdat die kerk nog nie heeltemal geopen is nie. Ons beplan ook nie om ons aanlyn dienste te stop nie, en hiervandaan vorentoe te bou, maar ek wil vir u sê, ek kan nie wag vir die dag, dat ons by mekaar kan kom, en saam met mekaar
weer kan die Here loof, weer kan die Here prys nie. Ek wil vir u sê dat in die gemak van my voorhuis is dit so dat ek kan baie gemaklik raak. Maar dit is nie dieselfde nie. Die eenheid, die samehorigheid waar die gelowiges by mekaar kom, is van baie groot belang volgens die Bybel ook. Want dit is daar waar God in sy glorie saam met elke man en elke vrou hom ook openbaar. Ons is nie geroep om aanlyn kerk te hou nie, maar om in broederskap en in eenheid met mekaar te staan en sodoende ook die saak van die Here in oënskou te neem, om ons gelowiges saam te kan loof, saam te kan prys en in 'n eenheid ons stem te laat hoor in die troonsale van die Here. Ek wil vanmôre met u praat oor 'n baie besonderse onderwerp, terwyl dat myself en my vrou in die afgelope week by een van ons bejaardes families in die kerk gaan huisbesoek doen het. En ons praat so oor 'n verskeidenheid van dinge in die tyd waarin ons lewe. En ek geworstel het met 'n boodskap vir u vir hierdie dag. En terwyl dat ons daar praat, openbaar die Here deur die krag van sy Heilige Gees aan my hierdie woorde. Wat is die sleutel tot die sukses van ons land? Wat is die sleutel van sukses in die tyd waarin ons lewe ten opsigte van alles wat om ons is? En ek gaan u vra om saam met my na die een van die mees welbekendste gedeeltes in die Bybel, waaroor duisende preke gepreek is, te gaan. In Daniël hoofstuk 6 vind ons 'n baie besonderse, tog ook 'n tragiese, maar aan die ander kant 'n kragtige oorwinningsverhaal vir die Here. Die verhaal van Daniël en die leeukuil. En ek wil u nie vermoei met al die geskiedenis hieraan verbonde nie, maar ek wil net vir u 'n paar dinge noem. Daniël was 'n gesiene man wat 'n groot impak gemaak het in die land waarin hy was. 'n Man met 'n baie besige skedule. Hy was een van die ministers van 'n land, 'n bevelhebber. Hy was 'n landvoog. Hy het groot dinge gedoen. Hy het 'n skedule en 'n tydsprogram gehad wat baie min van ons ooit sou gehad het. Maar tog vind ons dat die oomblik toe daar 'n jaloesie, 'n haat en 'n twis en 'n afguns na sy kant toe gedraai word en hulle 'n einde aan sy lewe wou maak, en hulle met 'n slinkse manier 'n plan gevind het om Daniël aan sy einde te laat kom. Toe vind ons dat Daniël het iets baie besonders gedoen. Hy het nie in benoudheid gehardloop en hulp gaan soek nie. Toe die bevelskrif geskryf word wat sê dat niemand mag hulle buig behalwe voor die koning. En die wat dit dan sal doen, sal in die leeukuil gegooi word. Vind ons nie dat Daniël het na die koning toe gehardloop en sy posisie gebruik om 'n oplossing vir die situasie te vind nie. U sien, ons as mens vandag is so geneig om oplossings op baie plekke te soek. En ek praat vanmôre spesifiek met gelowiges, maar ek wil ook vanmôre intensief praat met elke kind van die Here. Met elke man en elke vrou wat hierdie boodskap sal hoor. Ek wil vir u sê, dit het met my gepraat, en ek glo vanmôre dat dit ook met u gaan praat. U sien, hier het iets gebeur wat absoluut die geskiedenis verander het. Hierdie was 'n oomblik in tyd waar een man besluit het, ek gaan nie toelaat dat die menslike wette en die menslike ordonnansies my lewe vir my regeer nie. Die woord van die Here sê in Daniël 6 vers 11,
En net toe Daniël verneem het dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Ek wil vir u sê dat as ek hier aan dink, dan dink ek aan Jesus in die tuin van Getsemane, toe hy 'n paar keer in die tuin van Getsemane gaan kniel het en gebid het. En tog het hy op 'n plekkie gekom by sy disippels waar hy vir hulle gevra het, julle is nie in staat om saam met my te waak nie. Terwyl dat die vervolging intensief was. Ek wil vir u sê dat die sleutel van sukses is nie opgeteken in die posisie wat ons het in die samelewing nie. Die sleutel van my sukses is nie opgeteken in my akademiese vermoë nie. Dit is nie opgeteken in die spesifieke talente wat ek ontvang het en sodoende my gelewe vir my te vergemaklik nie. My sukses is nie opgeteken in hoe welbekend my naam oor die media en oor die wêreld is nie. My sukses word opgeteken wanneer ek soos 'n Daniël van ouds ten spyte van alles wat om my aangaan, in my besige skedule en in my besige program 'n tyd te vat en te sê, Here, ek gaan hierdie oomblik en tye spesifiek vir u afsonder. En ek wil vanmôre vir u sê, dis 'n leuen uit die put van die hel dat ons te besig is. Dis 'n leuen wat gebore is uit die vervolgingswaansin van Lucifer om u en my van stryd te bring. Kranige, suksesvolle man op die kruin van sy sukses, gewildheid by duisende, ter duisende mense, 'n alonbekende figuur in die samelewing, vind tyd om 3 maal 'n dag na sy bovertrek te gaan, sy deur te sluit. Ons lees in die woord van die Here dat Jesus het telke male hom op 'n eensame plek bevind waar hy God gesoek het, waar hy gebid het en die Here vertrou het. En tog het hy nie teleurgesteld aan die ander kant uitgestap nie. 'n besige skedule, 'n besige programme, 3 jaar van voltydse bediening vir die seun van God, 3 jaar waarin hy 'n impak moes maak om mense te oortuig vir die toekoms. Dit was 3 jaar bedieningstydperk wat hy afgelê het, uit beweeg van stad en tot dorp, maar tog vind ons in die woord van die Here dat hy het vroeg in die môre, laat in die nag, het hy by 'n plekkie uitgekom waar hy in 'n binnekamer gesprekke, waar hy agter geslote deure met sy Vader gepraat het. Daarom het hy ook vir die disippels gesê, julle moet teruggaan na die bovertrek, julle moet gaan en julle moet gaan wag. Ons vind dit in die woord van die Here op telke male wyse, was die gebed van afwagting, die gebed, die binnekamer gebed was genoem, nie net 1 maal nie, nie net 2 maal nie, maar ons vind dit telke male in die woord van die Here. Ek wil vir u sê, gebed aan die beweeg is nie die gebed waarvan ons hier praat nie. Ek praat vanmôre van daardie intensiewe gebede waarin ons kan sak en ons knieë kan buig en met ons tonge kan bely dat daar is 'n ewige God en Vader in sy koninklike heerlikheid en in sy majesteit wat vir ons 'n rigtingsverandering kan bring. Jy sien my vriend, die sleutel van ons sukses is nie opgeteken in ons beperkte vermoëns nie,
maar dit is wel opgeteken, soos 'n Daniël van ouds wat sê, ten spyte van my skedule, ten spyte van my programme, ten spyte van alles wat ek het, ek gaan die deure sluit, ten spyte van die feit dat ek onder finansiële druk is, ek gaan die deure sluit, ten spyte van die feit dat daar 'n vervolging teen die kind van God is, ek gaan die deure sluit, ten spyte van elke omstandigheid in my lewensbestaan, ek gaan die deur sluit, want die oomblik wat ek my binnekamer deur sluit, dan sluit ek oop my antwoorde, dan sluit ek oop my toekoms, dan sluit ek oop my sukses, ek sluit oop my ewige heerlikheid, wat God vir my opgeteken en weggebere het. Die oomblik wat ek my binnekamer sluit, dan vind ek die sleutel van my toekoms. Jesus. En dis nou hier waar u van my gaan hou, en waar u nie van my gaan hou nie. Maar ek wil vir u sê, dit is woorde van die seun van God, en daarby kan u en ek nie verbygaan nie. Hy sê, en wanneer jy bid, Matteus hoofstuk 6, moet jy nie wees soos die gefeinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van strate te staan en bid, en deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle loon weg het. My vriend, wat wil ek jou sê vanmôre, my suster, wat wil ek jou sê vanmôre? Boeta, ek en jy kan die grootste optogte van ons lewe loop. Ons kan met ons hande in die strate hier van Kaapstad inbeweeg, van Johannesburg en van Pretoria, en ons kan sê, ons bid tot 'n lewende God. Ons kan 'n toonspel van geregtigheid word. Ons kan 'n toonspel wees om vir die mens te wys wat ons God is en wie ons God is. Maar ek wil u iets vertel. Daar is nie die krag daarin soos in die krag van 'n binnekamer gebed nie. Ons kan op die hoeke van strate staan. Ons sien die foto's oor die sosiale media, lande wat in die strate staan en hulle hande uitbrei na God en vra vir genade en roep om genade. Was daar geen waarde in daai gebed nie? Dis nie wat ek sê nie. Wat ek vanmôre sê, is dis nie die gebed wat die sleutel hou tot 'n verandering van 'n saak nie. Ek wil vandag sê, die sleutel vir die verandering van landspotensiaal en van regeringsopinies en menings en uitgangspunte is nie opgeteken in magtige optredes van massas wat sê ons gaan bid en ons gaan roep nie. Nee, dis opgeteken in die man en die vrou se lewe wat die binnekamer gaan sluit. En as ons die binnekamer gaan sluit, halleluja, sê die woord van God, sal ons in die openbaar vergelde word. Daar is 'n antwoord in die binnekamer gebed. Wanneer die sleutel van die binnekamer in die slot draai, dan sluit hy oop die verborgenhede van 'n lewende God. Wanneer die sleutel van die binnekamer toegesluit word, sluit ons die sluise van die hemel vir onsself oop. Die sleutel van ons sukses is opgeteken ten spyte van jou besige en jou effektief en strategiese beplande dag, is sluit elke dag jou binnekamer. Daniël het dit 3 maal 'n dag gedoen. Ek wil vir u sê, dis jammer om dit te sê, maar weet u wat, in die besige tyd waarin ons lewe, vind ons nie eers die kans meer om dit eenmaal 'n dag te doen nie. Die sleutel van jou sukses is die sleutel van jou binnekamer. In die woord van die Here, as jy hom gaan naslaan in die ou King James Bible sê, go into your closet. Die meer moderne vertaling sê, go into your room. Ons Afrikaanse Bybel sê, in ons binnekamer. Ek het gaan naslaan oor die woordjie closet, omdat die King James die oudste vertaling Bybel in die wêreld is.
Closet beteken, dit was 'n kamer op die grondvloer in hulle huise gewees. Dit was 'n stil plekkie. 'n Plekkie waar hulle goed gebear het, goed gestoor het. In sommige gevalle sê die Strongs Woordeboek, hy sê, it was a secret chamber. Dit was 'n stoorkamer. Dit was 'n kas. Dit was nie 'n noemenswaardige plek gewees nie. Ek was nie 'n plekkie met sagte maatjies gewees nie. Dit was 'n plek waar daar gekonsentreerd was om God te soek en niks anders in ons lewe te hê nie. 'n Plekkie wat skoon gemaak was, waar niks my aandag kon afgetrek het nie, maar wat my kon gehou het by dit wat ek mee besig was. Ek wil graag aangaan met Matteus 6 vers 6. Is hier waar Jesus die sleutel en die openbaring aan ons gee. Hy sê, maar jy, wanneer jy bid, hy verwys hier na die individu. Hy sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborge is. En jou Vader wat in die verborge is, sal jou in die openbaar vergelde. Die sleutel van sukses in jou finansies is die sleutel van jou binnekamer. Die sleutel van jou geluk, my broer, my suster, my vriende, is jou binnekamer. Die sleutel van jou gelukke is die plekkie waar jy in die binnekamer gebed en jou gesondheid gaan soek, is in jou binnekamer gebed. Ek weet van baie mense wat die lewe geleef het asof hulle onaantastbaar was, maar die oomblik toe krankheid aan hulle deur klop en die bevel geskrywe word dat hulle tyd word minder, toe begin hulle te bid, toe begin hulle te roep. Ek wil vir u sê, u gesondheid word gevind in u binnekamer. Die groei in jou geloofslewe, die sleutel daartoe is in jou binnekamer. Ek wil vir elke besigheidsman en besigheidsvrou sê, die sleutel van sukses in die huidige ekonomiese toestand in die land en in die wêreld is opgeteken in jou binnekamer gebed. Die sleutel van herstel in ons land, die sleutel van herstel vir ons ekonomie, luister baie mooi, is opgeteken in ons gebed. As 'n man soos Daniël, wat vervolg was vir sy God en sy godsdiens, gesê het, ek gaan nie toelaat dat 'n bevelskrif my van stryk bring nie. Ek gaan nie toelaat dat my besige program en my besige skedule my van stryk bring nie. Inteendeel vind ons dat dit was nie net daardie dag wat Daniël in sy bovertrek ingegaan het, in sy binnekamertjie ingegaan het en sy God verheerlik en sy God aanbid het nie. Ek leer, dit was sy daaglikse gebruik. Ek wil vanmôre met u praat en intensief vir u noem, dat toe Jesus in die grootste worsteling van sy lewensbestaan was, toe hy gebid het en gesê het, Vader, as dit nie wil is dat hierdie beker by my verbygaan, wil ek vir u sê, dit was daar die plekkie, wat hy gesê het, ek gaan my toesluit op 'n stil, eensame plekkie, en ek gaan my God soek, want hy wat ek in my binnekamer, hy wat ek in die stilte van die nag, hy wat ek gaan soek daar in my ou kassie, hy wat ek gaan soek daar in my ou stoorkamertjie. Ek wil vir u sê, dit is hy wat in die openbaar vergeldig gaan word. Ek wil nie vanmôre sê, ons moet nie bewys hoe lief ons God het, ons moet dit juis bewys. Ons moet vir die wêreld 'n toonbeeld gee van wat 'n kind van God werklik is. Maar ek wil vir u sê, as ons 'n radikale verandering van perspektief en van uitgangspunte in 'n wêreld wil sien, dan wil ek vir u vanmôre
vanmôre sê, van die grootste en die hoogste regeringsamptenaar tot by die jou kleinste kindjie, sal ons moet leer om terug te kom by die binnekamer gebede, halleluja, waar die deure gesluit word, maar wanneer ek kom sluit en ek begin te roep, halleluja, dan sluit God die hemele oop en engele word aangaande my bevel gegee om my op die hande te dra, sodat ek my voete nie sal stamp nie. Ek wil vanmôre intensief met u vra en ek wil u versoek as kind van die Here, ek wil u versoek as gelowige, elkeen wat na hierdie boodskap vanmôre luister, sal God ons help, dat ons in ons besige skedules en ons tydjies wat ons so het, en sê ons het nie meer tyd nie, 'n oomblik weer gaan vind om die binnekamer te sluit, halleluja. Vriend, ek wil vir jou sê, sluit 'n bietjie daai deur en begin weer 'n bietjie jou God te soek, met niks om jou, waar jy individueel voor hom staan, met geen hulpmiddels, met geen media, met geen niks daar by jou nie, en ek wil jou waarborg, dis die binnekamer gebede, wat die sleutels van heerlikheid, van oorwinning, van gesondheid, van huweliksgelukke, van vreugde gaan open, in 'n land en in 'n wêreld, wat geen hoop meer het nie. Ek wil vanmôre vir elke gelowige, elke prediker, elke boetie, elke sussie van my vra, sluit 'n bietjie jou deur van jou binnekamer, sodat God die troonsale van sy heerlikheid kan open vir my en vir u vanmôre. Ek wil u pleidooi by u lewer. Kom ons sluit ons sukses oop vanmôre, deur ons binnekamer deur, bietjie van die binnekant af weer te sluit. Maar terwyl dat hy gesluit is, totdat hy weer oopgesluit word, kom ons begin die God van alle gode weer te verheerlik. Kom ons begin elke lied vir hom te sing, soos manne en vroue wat 'n geloof weer in hom het. Ek kan op die hoek van die straat gaan staan en ek kan my hande uitbrei. Ek kan op die hoek van die straat gaan staan en ek kan predik soos ek wil. Maar as daar agter my nie 'n geslote binnekamer was, sal ek vind dat die fonteine van heerlikheid word nie oor my oopgesluit nie. Die Here seën sy woord, bid saam met my. Vader, as nietige mens staan ek voor u. En ek wil vanmôre bid, Here, lei ons in hierdie binnekamer, hierdie afsonderingstyd in ons dag en in ons lewens. Maak ons harte opreg. Verander ons denkpatroon. Verander ons gemoedstoestand. Gee vir ons leiding, dat in die besige skedules van ons bestaan, ons eerder weer die binnekamer sal sluit, sodat ons kan oopsluit u seën en u heerlikheid. Jesus sê, dat hy wat in sy binnekamer bid, hy wat in die verborgenheid bid, sal in die openbaar vergelde word. Ons sal u heerlikheid en u grootheid sien. Ons vra u, Here, inspireer ons na gees, hart en siel, dat ons weer binnekamer toe sal gaan en die deur sal sluit in Jesus naam. Amen. Die Here seën u, die Here versterk u. Ek wil vir u sê, kyk uit, van 2 tot 4 Oktober, daardie naweek hou ons gemeente 'n plaaslike konferensie uit ons eie stal, uit ons eie bodem. En hier uit die Weskaap gaan ons 'n lekker naweek van kosbare itemme het, lekker woord, ons gaan lekker kuier. Van die Vrydag aand tot en met die Sondag aand het ons reeds 'n lekker programmetjie vir u gestel. Dit sal wel ook 'n aanlyn konferensie wees. Ons nooi u uit
kuier saam met ons 2 tot 4 Oktober. Die tema van hierdie konferensie op spoor na herlewing. Kom luister saam met ons. Kom geniet dit saam met ons. Die Here seën u, die Here bewaar u en versterk u ook. Al ons dames, gelukkige Vrouedag en mag nie net hierdie dag nie, maar ook die jare wat vir u wees, 'n dag van goddelike seën, vryheid in die Here en blydskap wees in Jesus naam. Amen.